Goeiemôre, dis Tinus hierso. Ek het nou gisterand ek het al baie hierdie vraag op die internet gesien. Once saved, always saved. En gisterand so by slaaptyd, toe ek net so voordat ek in die bed inklim, kry ek ewe skielik hierdie ingewing, want ek dink aan die gedagte, en toe dink ek daaraan dat ek 'n Stapelberg, ek is gebore Stapelberg en getoe Stapelberg, opgegroei by my ouma en oupa Stapelberg, nadat my pa op 8-jarige leeftyd oorlede is, het ek by my ouma en oupa Stapelberg gaan bly. En ek het al in hierdie saak ingegaan, die skrif lei so, as jy eenmaal gered is, en jy sou nou terugval, dan is dit onmoontlik om te draai. Dus daar in die Efesiërs dink ek hoofstuk 5-6 daar rond, wat hierdie gedagte aangehaal. Nou, in my 50 jaar wat ek die Here dien, hierdie liedjie wat ek nou gesing het ek in vereniging op die hoek van Kreer en Botha vir die eerste maal gehoor. He was there all the time, waiting oh so patiently. He was there all the time. Sy is die hele tyd daar so. Nou in die byna 50 jaar wat ek die Here dien, was daar vele male wat ek kan sê wat ek regtig plat op my rug geval het. Heeltemal van die my van die pad af gegaan het. En gedink het dat die Here met my klaar is. En ou kon dit ek seker so geïnterpreteer het. So, almal wat die Here vir 'n baie lang tyd dien, gaan hierdie proses deur. En dis wat ek vanmôre met jou wil vir jou die vraag vra. Nou gisterand net so voor ek in die bed inklim. Hoekom ek nou begin het by Stapelberg? Ek weet iemand het eenslag gesê, jy word nie 'n kar omdat jy in 'n garage is nie. Of dat jy in 'n garage gaan daar by die motorhuis dat ek eerder 'n mooi Afrikaans praat. Daar in die motorhuis slaap nie, jy word 'n Ford omdat jy in 'n Henry Ford fabriek gemaak is. Nou wat moet daai kar dan nou doen om nie 'n Ford te word? Wat kan ek doen? Wat kan ek doen as Martinus Jacobus Stapelberg om nie meer Stapelberg te wees nie? So trek dit nou deur, eenmal 'n Christen, altyd 'n Christen. Dan het jy hierdie kritiek, hierdie ou het nou die Here gedien en hy teruggeval, en nou is dit vir hom baie heel moeilik om te draai. Ek wil net so 'n slukkie, ons is maar besig om koffie te drink ook. So, dis wat ek jou vanmôre wil vra, indien jy dan nou in hierdie situasie is, uit my hart wil ek vir jou vra, dink jy die Here het jou regtig vergeet? Dink jy regtig dat die vyand ons kan oortuig dat ons nie meer kinders van God is nie? Hoe werk dit? Want ek kan nie ek weet my vrou, omdat sy vir my lief gewees het sy van haar afstand gedoen. Sy was eers Bos gewees, Nooiens van, en nou sy Stapelberg, mevrou Stapelberg. My gade, die ene vir wie ek baie lief is. Nou weet ek die enig as ek afsterf, dan kan sy nou 'n ander van kry. Maar dan, ja, en dis wat 'n mens vir jouself, ek weet ek het eenslag in want dan word hy die hemelse gawes gesmaak, die goedheid gesmaak, en al hierdie dergelike dinge. En dan gaan Petrus so ver om te sê, jy is soos 'n hond wat omdraai terug na jou eie braksel toe. Ja? Maar maak dit dat jy nie meer 'n kind van die Here is. Dis die vraag. Maak dit dan nou werklik waar dat jy nie meer 'n kind van die Here is nie. Van die verlore seun.
hy bring sy goed deur saam met hoere en prostituie en hy gaan drink alles uit. Hy mors al sy hele vaderlike erfenis wat vir hom gegee is, gaan mors hy uit. Nou het dit gemaak dat daai verlore seun nie meer sy pa se seun is. En dan in die duiks vra die pertinente vraag, die duiks, as julle bekend met hom is, hoeveel maal kan 'n persoon verdrink en gered word? Ek weet van iemand wat gesterf het, so van basies 13 keer, en die paramedics het hom gerevive en hy het weer lewendig geword. Nou in die duiks vra hy, hoeveel maal kan iemand verdrink en heropgewek word? Nou die persoon wat ek nou van praat, was iets soos 13 keer. Dit het hy vir sy kinders gevra om dit nie weer te doen. So, dis wat ek by jou vanmôre wil los. Die Here sal nooit sy rug op jou draai nie. Hy gaan nooit sê, daar is nie meer plek in my huis en vir jou. En ek wil vir die wat vanmôre na hierdie woord luister, en die Here dien vir 'n baie lang tyd, wil ek jou nou vanmôre vra, het jy in jou hele lewe nog nooit plat op jou gesig geval? Dat jy gedink het, die Here is nou klaar met my, dis finies en oor. Maar ek wil jou vanmôre aanmoedig en vir jou sê, uit my eie persoonlike ondervinding uit, weet ek, he was there all the time. Hy was daar toe jy gesondig het, toe jy rug op die Here se soort van gedraai het, was die Here nog steeds besig. Wat vir my kenmerklik is in die beginting, is daar absolute duisternis. In een slag het ek 'n predikant gehoor praat oor hierdie aspek van duisternis. Dis waar die Heilige Gees werk. Dis waar God kom, en hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig. In duisternis, en op hierdie duisternis, hierdie chaos, kom die Heilige Gees, en hy broei oor dit. Dis die woord wat daar gebruik. Soos 'n hen op 'n kuiken sit en hy broei op die woord van die Here. Die woord van die Here wat binne in ons ingeplaas is. Nog voor jou wedergebore, die Heilige Gees in die duisternis gewerk. Maar wanneer jy terugval, en jy soos Petrus sê, wat jy draai om, en jy gaan nou terug na jou ou lewe toe, né? Jy is soos 'n hond wat terugkeer na sy braaksel, wil die Here nog steeds vir jou sê, hy is lief vir jou. En ek glo die Heilige Gees werk nog steeds daar. Ek het al van mense gehoor wat absoluut probeer om dit met drank uit te blus. Maar die Gees van die Here bly nog steeds werk. Want dit is God se verbondsbelofte met ons as mense, al sou ons ook terugval. Al sou jy in 'n toestand wees wat jy vermoor voel, dat die Here het sy rug op my gedraai. Weet dit, dat die Here is nog steeds daar. He's there all the time. En ek wil vanmôre net hierdie boodskap vir jou bring. Ek het gestaan vir dit. En dis vir my stapelwerk, maar ek is gebore stapelwerk. My vrou, soos ek verduidelik, sy 'n vrou kan haar van verander van Bosch na Stapelberg toe, en sy kan 'n man se van aanneem, maar vir 'n man as sulks is dit basies onmoontlik. Al sou ek ook doodgaan, sal daar op my graf staan, hier is Martinus Jacobus Stapelberg, gebore 1965, en dan gaan my afsterfte tot ons. Dan gaan hulle sê, rus in vrede. En dis wat ek vanmôre met jou wil doen. Dis hoekom om jou aan te moedig, indien nie dan jou rug, so indien jy voel, jy is weg van die Here af, dat jy sal omdraai en na hom toe draai. Here, ek wil vanmôre bid vir soveel mense wat geval het, Here. Soveel mense wat u opeens op 'n tyd gedien het, en nie nou meer dien, Here. Ons kom vanmôre en ons buig voor u, ons vra u om genade, Here, want ons is u kinders, en u sal die rug nooit op ons draai. Al doen ons ook so.
Al doen ons wat Petrus gesê het, soos 'n hond omdraai na sy eie braaksel toe. Here, dat U ons sal vergewe. Neem ons, Here, maak wakker vermoere in mense wat wakker gemaak moet word. Here, wek hulle op, die wat uit lid is, dat hulle weer in lid sal kom, en dat hulle U goddelike genade sal ervaar. Ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vrede vir julle en mag die liefde en die genade van die Here Jesus met julle wees. Amen.